Jy weet, het jy al ooit gedink hoe presies chirurge diep binne in jou lyf kan werk sonder om eers 'n groot sny te maak? Dis nogal iets, né? Wel, vandag gaan ons kyk na presies dit. Ons gaan die ongelooflike tegnieke verken wat hulle gebruik om in ons liggaam se eie komplekse netwerk van are en slagare te reis. Kom ons noem dit die vaskulêre snelweg. So, hier's die vraag. Hoe navigeer dokters daai snelweë binne in jou liggaam? Ek bedoel, hoe kom 'n dokter van jou lies byvoorbeeld heeltemal tot by jou niere of selfs jou brein en dit alles van binne af? Nee, dis nie wetenskapsfiksie nie. Dis 'n ongelooflike, presiese, fyn beplande reis. Goed, kom ons spring weg. Hierdie eerste deel van ons reis gaan oor wat presies 'n endovaskulêre prosedure is. En glo my, hierdie tegniek het die manier hoe ons dink oor vaskulêre siektes en chirurgie self heeltemal verander. So, wat is endovaskulêre terapie? Dis basies 'n minimaal indringende prosedure. Die sleutelwoord hier, en is baie belangrik, is binne. In plaas daarvan om deur lae en lae weefsel te sny, gebruik die chirurge ons liggaam se eie natuurlike paaie. Dink aan jou are en slagare as 'n roete om by die probleem uit te kom. Ek hou van die vergelyking. Dis soos om 'n loodgieter te stuur om 'n pyp van binne af reg te maak, eerder as om die hele muur oop te breek. Slim, né? Nou ja, elke goeie reis het 'n beginpunt. En in endovaskulêre chirurgie is daai beginpunt, die keuse van die regte oprit na die vaskulêre snelweg, een van die mees kritiese besluite van alles. Dit kan letterlik die veiligheid en die sukses van die hele prosedure bepaal. En daai keuse is alles behalwe sommer net 'n raaiskoot. Nee, die chirurg het so kontrolelys in hul kop. Hulle kyk na 4 sleuteldinge. Eerstens gesiktheid. Is die bloedvat die regte grootte en vat dit ons waar ons moet wees? Tweedens, hemostase. Gaan ons die bloeding maklik aan spop na die tyd? Derdens, omskakelbaarheid. Is daar 'n plan B? Kan ons oorskakel na 'n oop prosedure as iets skeefloop? En laastens die bloedvat se grootte. Gaan ons instrumente die bloedvloeistroom afblokkeer? Jy kan sien elke liewe ding gaan oor een ding, pasiëntveiligheid. So, wat is die gewildste oprit op hierdie snelweg? Dis by verre die gemeenskaplike femorale slagaar of die CFA in die lies. En die lede is eintlik heel eenvoudig. Vir een, dis 'n lekker groot bloedvat, so daar's plek vir die instrumente. Maar die belangrikste is sy ligging. Dit lê direk oor die kop van die femur, die duitbeen. En dit gee die chirurg 'n lekker soliede oppervlak om teen te druk om die bloeding na die tyd te stop. Baie prakties. Maar, en dis belangrik, nie alle snelweë is dieselfde nie. Jy kry arteriële toegang en venusse toegang. Denk so daaraan. Slagade of arteries is die hoëdrukstelsels. Hulle het sterk gespierde wande. Dis die besige hoofweg. Om die bloeding hier te stop is, wel, meer uitdagend. Are of veins is weer die laadrukstelsels. Hulle wande is meer buigsaam en kan selfs ineenstort. Dis makliker om die bloeding te beheer, maar om toegang te kry, gebruik hulle 'n spuit om te soek vir die bloed, nie 'n polsslag nie. So ja, hierdie verskil beïnvloed absoluut alles, van begin tot einde. Jy weet, in die ou dae moes chirurge letterlik op gevoel werk. Hulle het vir 'n polsslag gevoel en gehoop vir die beste. Maar vandag het hulle 'n GPS. Ultraglank begeleiding. Dit is 'n totale game changer. Dit laat hulle toe om alles regstreeks op die skerm te sien. Die bloedvat, die senuwees, alles. So kan hulle die presiese, perfekste en veiligste plek vir daai naald kies. En dit op sy beurt verminder die risiko van komplikasies dramaties. Goed, so hoe werk dit in die praktyk? Hoe kry hulle daai veilige poort? Wel, dit word die micropuncture tegniek genoem en is eintlik briljant. Alles begin met 'n piepklein 21 gauge naald wat die bloedvat binnegaan. Dan, deur daai naald, ryg hulle 'n baie dun gidsdraadjie. Die naald om uit, maar die draadjie bly. Oor daai draadjie skuif hulle 'n klein inleidingskede en dan, eers dan, ruil hulle daai klein opstelling uit vir die groter finale werkdraad en skede. Dis 'n stapsgewyse, veilige manier om van 'n klein prikkie na 'n stabiele toegangspunt te gaan sonder om die bloedvat te beskadig. OK, ons het ons oprit. Ons is binne die snelweg. Nou het die chirurge baie spesiale gereedskapskis nodig vir die res van die reis. Kom ons kyk 'n bietjie na die gespesialiseerde toerusting wat hierdie prosedure selfs moontlik maak. Eerste in die gereedskapskis is die gidsdrade. Dink hieraan as die verkenners. Hulle is die buigsame, sagte puntdrade wat vooruit gaan om die pad te vind. Hulle is die heel eerste ding wat deur die are en slagare reis en hulle dien letterlik as die spoorstelsel waarop al die ander instrumente gaan ry. Hulle punte is ongelooflik sag, juis om te keer dat hulle die delikate binnewand van 'n bloedvat beskadig. Sonder hierdie verkenner kom jy nêrens nie. Volgende het ons die skedes. Dit is die portale. Dis basiese holbuis wat by die toegangspunt geplaas word. En sy werk is ongelooflik belangrik.
Dit dien as 'n stabiele poort, 'n deurwagter wat toegang tot die bloedvat oophou. Dit het 'n spesiale klep wat keer dat bloed uitlek, maar wat die chirurg toelaat om instrumente soos gidsdrade en kateters in en uit te ruil soveel as wat nodig is, sonder om heeltyd bloeding te veroorsaak of die toegangspunt te verloor. En hier's 'n lekker stukkie insider kennis. Het jy geweet hierdie skedes het 'n universele kleurkode? Ja, kyk hier. 'n Rooi een is altyd 'n 4 French, 'n grys een 'n 5 French, groen is 6, oranje is 7, blou is 8. Dit beteken enige chirurg, enige verpleegster, enige plek in die wêreld kan met een vinnige kyk presies weet watter groot instrumente gebruik is. Dit's 'n klein ding, maar dit maak die hele proses net soveel vinniger en veiliger. Goed, so as die gidsdraad die spoor is, dan is die kateters die afleweringsvoertuie, die treine wat op daai spoor ry. Dis lank, dun buise wat oor die gidsdraad gly tot by die teiken. En hulle is die werkessels. Party kateters, soos 'n pigtail kateter, is ontwerp om kontraskleurstof wyd uit te spuit vir algemene oorsigskaart. Ander is weer hoogs gespesialiseerd om in 'n klein spesifieke syslagaar in te gaan om 'n probleem op te los of 'n toestel af te lewer. Okay, so die chirurg is nou binne, die gereedskap is reg. Maar hoe sien hulle waar hulle gaan? Hulle is mos nou diep binne in die liggaam. Hulle kan nie net raai nie. Nee, hulle het 'n lewendige intydse padkaart van daai vaskulêre snelweg nodig. En dis presies waar angiografie inkom. So hoe maak hulle daai kaart? 'n Baie algemene prosedure is 'n abdominale aortagram. Wat gebeur is 'n kateter word opgeneem tot by die aorta. Dis mos nou die liggaam se hoofslagaar en dan word kontraskleurstof ingespuit. Daar's selfs algemene resep wat hulle gebruik. Hulle noem dit 15/30. Dis 15 ml per sekonde vir 'n totaal van 30 ml. Terwyl dit gebeur, neem die ekstraalmasjien 'n soort fliek wat die vloei van daai kleurstof wys. En skielik, die hele vaskulêre boom, al die takke lig op die skerm. Maar wat as die probleem in die ander been is? Sê nou die chirurg het toegang in die regterlies gekry, maar die blokkade is in die linkerbeen. Geen probleem nie. Hulle gebruik 'n baie slim tegniek, die op en oor manoeuvre. Hulle stuur die kateter op tot by die punt waar die aorta in twee verdeel, dis die bifurkasie, en dan stuur hulle dit met ongelooflike behendigheid af in die teenoorgestelde been. Dis regtig fyn, presiese werk daar. Goed, die missie is voltooi, die probleem is opgelos, maar die werk is nog lank nie verby nie. Nou kom miskien een van die belangrikste stappe, 'n veilige en skoon uittog. Hoe maak jy daai oprit na die snelweg weer toe, sonder enige probleme? Basies is daar twee hoofmaniere om daai oprit te seël. Eerstens is daar manuele kompressie. Dis die klassieke metode. Hou net ferm druk op die plek totdat die gaatjies self seël. Die voordeel, dis altyd 'n opsie en daar's geen vreemde materiaal wat agterbly nie. Die nadeel, dit vat lank. Die pasiënt moet vir ure, soms 4 tot 6 uur plat lê. Die ander opsie is vaskulêre sluitingstoestelle. Dis slim goedjies wat die gaatjie toesteek of met 'n proppie seël. Dis baie vinniger en die pasiënt kan gouer opstaan. Maar daar is 'n klein risiko dat die toestel kan faal of 'n infeksie veroorsaak. Soos altyd, die chirurg weeg die opsies teen mekaar op vir elke pasiënt. En alhoewel hierdie prosedures regtig veilig is daar natuurlik altyd 'n paar risiko's. As ons na die top 5 komplikasies by die toegangstint kyk, is die grootste een 'n beduidende hematoom of kneusplek teen so 3%. Dan is daar trombose of 'n klont teen 2%. En dan 'n paar ander wat selfs skaarser is. So ja, daar is risiko's, maar die getalle wys hoe ongelooflik laag die voorkoms is. En dit sê vir jou baie oor hoe verfyn die tegniek en die vaardigheid van die chirurge geword het. Hierdie aanhaling uit endovascular diagnostic tegniek som dit eintlik perfek op. Dit sê, bemeestering van die verskeidenheid drade, kateters en skeides is van kardinale belang vir die veilige en effektiewe beoefening van vaskulêre chirurgie. En dis presies die punt. Dis nie net oor die fancy instrumente nie, dis oor die chirurg se diepgaande kennis om te weet presies watter draad, watter kateter en hoekom vir elke unieke situasie. Dis 'n kunsvorm wat op rotsvaste wetenskap gebou is. So, die een ding wat jy regtig moet wegneem is dit. Hierdie hele veld, hierdie ongelooflike prosedures gaan oor die samesmelting van twee dinge: elegante, gevorderde instrumente en die ongelooflike bekwame tegniek van die chirurg. Dis daai kombinasie wat dit moontlik maak om reuse probleme op te los, alles deur 'n piepklein gaatjie. En dit los ons met 'n laaste, opwindende vraag. Met instrumente wat so presies is, watter dele van die liggaam sal ons volgende kan verken en genees? As ons dit vandag al kan doen, dink net wat die toekoms inhou. Dit voel of die reis op hierdie vaskulêre snelweg regtig nou eers begin het.